Dis hoofdtrekke vir vandag, 13 Januarie 2026, sal die jaar se matriekse uitslaa bekend wees. Getuie in die Madlanga Kommissie, doodgeskiet in Brakpan. Duitse weermag gaan sy getal soldate vergroot. Blitsbokke vertoon goed in Kaapstad se 7's toernooi. Cheetah speel vandag teen Exeter Chiefs. Protea Dames Cricket wen die Ierse dames 'n T20 wedstryd met 105 lopies. Regter Mboye sê die Madlanga het die sittings van die kommissie tot volgende jaar uitgestel, nadat een van die getuienis vroeër die aand in Brakpan doodgeskiet is. Die nasionale polisiewoordvoerder het hierdie skietvoorval bevestig. Hierdie getuie het in November in kamera voor die kommissie getuig. Sy stem was tydens die getuienis duidelik hoorbaar gewees. Getuie D, soos hy bekend gestaan het getuig van 'n moord op 15 April 2022, waar wetstoepaarders glo vermeende rower gemartel het. Die marteling het later tot sy dood gelei. Getuie D het vir Julius Makwanasi, waarnemende metropolisiehoof in Ekurhuleni, asook beamptes van die polisie, metropolisie en die private veiligheidsbedryf by die moord betrek. Hy het getuig dat Makwanasi van hom gesê het om die lijk in 'n dam te gaan stort. Hy het gesê hy het dit gedoen omdat hy bang was, maar hy het later die polisie van hierdie voorval ingelig. Die matriekklas van 2025 sal op 13 Januarie 2026 hulle uitslaa by skole kan gaan afhaal, maar Tommy Chiliwane, LER vir onderwys in Gauteng, het die datum donderdag op 'n mediakonferensie in Johannesburg bekend gemaak. Die vraestelle van die nasionale senior sertifikaat eksamen word tans nagesien by nasiensentrums landwyd. Sifiwe Gorube, minister van basiese onderwys, sal op 12 Januarie 'n oorsig van die uitslaa bekend maak. Kandidate kan in die volgende dag, naamlik 13 Januarie, hulle uitslaa by hulle skole gaan afhaal. Uitslaa sal ook van 6 uur af op die departement se webwerf beskikbaar wees. Navraag oor 'n uitslaa open reeds op 13 Januarie. Kandidate het 30 dae om navraag te rig. Registrasie vir hereksamens in Mei en Junie 2026 sal op 7 Februarie 2026 open. Die Duitse parlement het 'n omstrede nuwe wet op militêre diens goedgekeur wat daarop gemik is om die getal soldate in die Duitse weermag, die Bundeswehr, te verhoog en teikens van Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO te haal. Rekrute sal op 2 maniere gewerf word: 'n meer lonende vrywillige aansluiting, maar as te min aansoek doen, kan verpligte diensplig na gelang van die behoefte ingestel word. Die Departement van Verdediging sal elke 6 maande in die parlement verslag moet doen oor werwingssyfers. Die wetsontwerp stel ambisieuse teikens vir die Bundeswehr van 260.000 aktiewe soldate teenoor die huidige 183.000 en 200.000 reserviste teen 2035. Alle mans wat na 1 Januarie 2008 gebore is, sal 'n mediese evaluasie moet ondergaan. Dis die eerste keer dat so iets gebeur sedert diensplig in 2011 opgeskort is. Die Duitse wetgewing volg 'n breër Europese neiging, aangesien Frankryk, Italië en België vrywillige diens uitbrei, terwyl Noordiese en Baltiese state verpligte diensplig versterk in reaksie op Russiese aggressie. Die likwidateur van Anthony Bogas se kleuterzone groep van skole donderdag gedringe aansoek in die Hooggeregshof van Kaapstad gebring om die maatskappy Ludus Holdings eiendomsbeperk daarvan te weerhou om 5 van die kleuterzoonskole wat hulle oorgeneem het te herstruktureer of te verkwansel. Die 5 kleuterzone skole wat geraak word is Vinkel en Koljander in Witbank, Trappatone in Brakpan, Wikkelwurmpies in Heidelberg, Sekunda School en Balito School. Bogas is steeds in Thailand nadat hy kort na die bom gebars het, soontoe weggevlug het. Volgens die hofstukke het Ludus Holdings onmiddellike beheer oor die skole begin neem. Personeel is aangesê dat hulle nou aan Ludus rapporteer dat bestuursbevele van Ludus sou kom en dat ouers direk met Ludus moet konsulteer wat glasgelde, inskrywings en operasionele kwessies betref. Dink gou vir 'n oomblik aan die mense wat jy met jou lewe kan vertrou. Die mense wat nou in jou gedagtes opgekom het, is waarskynlik bloedverwant of daardie pel of 2 wat al deur diepe waters. Die vertroue wat jy in hierdie mense het, gaan amper uitsluitlik oor hulle intensies vir of met jou. Jy weet hulle wil net die beste vir jou hê en jy kan op hulle staat maak. Maak nie saak wat gebeur nie, hoe lekker en hoe wat te seën is, dit nie om sulke mense in jou lewe te hê nie. Hierdie vertroue, hoewel die woord presies dieselfde is, het egter 'n hele rits ander voorvereistes as die persoonlike verhouding tipe. Volgens die mikrolener, Wonga se jongste somerbesteringspeiling wat jaarliks gedoen word, gaan beursies van jaar stywer vasgetrek word. Die Kersbegroting is 8% laer op 'n jaargrondslag, 'n aanduiding van hoe Suid-Afrikaners steeds sukkel. Hulle het inflasie van jaar verlangsaam en die rentekoerse sedert September
2024 gesamentlik met 150 basispunte verlaag. Meer as 40% van Suid-Afrikaners sê hulle gaan juis minder bestee as verlede jaar. Trouwens die gemiddelde begroting van bykans R6.300 blyk aansienlik te wees, maar die peiling toon eintlik dat die stewige bedrag die werklikheid van die land se lewenskostekrisis weerspieël eerder as spandaalbaarheid. Dit is duidelik dat mense nou strategies oor hulle uitgawes dink. Hulle vermy impulsiewe aankope en gebruik eerder hulpmiddels soos koop nou en betaal later dienste. Kos en drank bly verbruikers se grootste uitgawes, met mense wat gemiddeld R2.261 daarvoor begroot het. Kersgeskenke volg met R1.135 en reiskoste van R1.166 beloop. Die meeste mense koop geskenke vir familie, terwyl 15% hulle self ook gaan bederf. Bykans 3/4 van die respondente sê hulle gaan nie reis nie. 41% van hierdie groep sê dis bloot weens geldelike redes. Diegene wat wel reis, wil hoofsaaklik hulle families gaan besoek en tradisionele vakansies gaan hou. Dit wys hoe belangrik tyd saam met familie vir Suid-Afrikaners is, selfs wanneer geld beperk is. Maak hulle 'n plan. Verbruikers is veerkragtig, maar baie versigtig. Christopher Ruiten is by die halfpad merk met 1 hou voor nadat hy in die tweede ronde sy briljante 63 houe op die eerste dag met 'n knap ronde van 69 houe opgevolg het vir 'n toernooitelling van 12 houe beter as die baansyfer. Die 18e pytjie is uitdagende pytjie en is nie baie spelers gaan met 'n voetjie wegstap nie, het die voorloper gesê. Die Fransman Adrien Sadler wat 66 en 67 houe is 1 hou agter Ruiten en hy was heel filosofies oor sy rondes. Sadler het die eerste 33 pytjies sonder 'n brouhou voltooi, maar hy daarna op 2 van sy laaste 3 pytjies hou aan syfer afgestaan. Christian Bezuidenhout op 70 houe en 65 houe is saam met nog 'n Fransman, Julien Gourier op 68 en 67 houe gesamentlik in die derde plek, 3 houe agter Ruiten. Die Suid-Afrikaanse ondersteuners sal hoop Bezuidenhout kan Ruiten in die derde ronde in katrol. Hy was vanjaar bestendig in die Amerikaanse PGA reeks en het in Junie 12de in die Amerikaanse Ope in Oakmont geëindig. Bezuidenhout het ook in 2020 die Suid-Afrikaanse Ope op die Gary Player baan gewen. Vir die 7 sterre Sifiwe Soyizwapi 32 en Selwyn Davids 31 jaar oud, MP Visser wat 30 jaar oud is, Ryan Oosthuizen ook 30 en Ronald Brown op 30 kan die volgende spele wat in 2028 in Los Angeles beslis word dalk net te ver wees. Op die laaste Olimpiese spele wat in 2024 in Parys beslis is, het die Blitsbokke die bronsmedalje verower. Hulle staan die wêreldkampioen nadat hulle verlede seisoen koning gekraai het in die wêreldkampioenskap in Kalifornië. Snyman wys daarop dat David se spelskepper baie moeite doen om sy kennis met Nabo Sekoe te deel. Die Blitsbokke het gister in Kaapstad teen Fiji, Nieu-Seeland en Brittanje gespeel. Die afgelope naweek in die Dubai toernooi het die Blitsbokke 5 uit 8 spanne klaargemaak. Suid-Afrika het gister 41 punte aangeteken teen Groot-Brittanje se 7 punte. Nieu-Seeland speel vandag teen Australië en Suid-Afrika kom vandag om 12:22 teen Frankryk te staan. Die Cheetahs kom vandag in hulle eerste wedstryd van die uitdagreeks teen Exeter Chiefs op Sandy Park te staan. Exeter het ook gelaai met spelers met toetservaring onder wie die Bokhaker en oud Cheetah Joseph Dweba. Jackie van die Westhuizen, kaptein van die Cheetahs, sê hy sien uit daarna om koppe te stamp by Dweba. Volgens die Vrystaters se aanvoerder skrik hulle ook nie vir die uitdaging om teen een van Engeland se voorste klubs te speel nie. Dit is baie opwindend vir die manne om in die uitdagbeker te kan speel en op toer te gaan om teen 'n uitmuntende span te kan speel. Die wedstryd tussen die Chiefs en die Cheetahs skop om 19:30 af. Die Cheetahs bestaan uit Michael Annies, Meneer Hartzenberg, D.N. Ackerman, Zeander Du Plessis, Prins Nkabinde, Jaco van der Walt, Marco Jansen van Vieren, Gideon van der Merwe, Johan Venter, Pierre Eys, Victor Sekekete, Karl Wegner, Aranos Kotse, Jackie van die Westhuizen en die kaptein, Cameron Dawson. Op die plaatsvervangerbank is Win Paulo, Tielman Nieuwoud, Francisco Dos Reis, Sisonke Wumazonke, Niels Volsking, Daniel Martins, Jan Reinel en Cohen Jasper. Johannesburg het 'n albei eindstryd teen die Bloemfonteiners in die doodstikke met 46 teenoor 45 gewen. Die Kaapse distrikspan het sy eerste eindstryd gehaal toe hy met 6 doele deurgeskraap het teen Dr. Kenneth Kaunda. Die eindtelling was 57 teenoor 51. Johannesburgers mik na sy 4 agtereenvolgende titel. Mangaung was in die eerste kwart met 14 teenoor 9 voor, met die rustyd 26 teenoor 19 en na die derde kwart 37 teenoor 32. Mangaung het 'n goeie wedstryd gespeel, maar vir ons om terug te veg van so agterstand wys op 'n goeie besluitneming en karakter sy Jordanie afrigter.
Die ervare Van Dijk speel gewoonlik hoofdoel of hoofdoelverdediger. Sy het eers later opgedaag en is in die derde kwart op hoofdoelverdediger ingespan. Mangaung het van dese week uitstekend gevaar onder die afrigting van Karla Pretorius. Potchefstroom se Kawoenda span en die Bloemfonteiners kan hulle ongelukkig ag, want albei spanne het 'n ekstra wedstryd gespeel. Kaapstad kon nie verlede jaar die halfeindrondes haal nie, maar is nog steeds onoorwonne. Die Potchefstromers het nie bes gegee nie, maar hulle energievlak het geval. Kawoenda het talle kanse gehad, wat vir Brouwers. Hulle 23 onderskepings gehad teenoor Kaapstad se 20 onderskepings. Kaapstad se doelgemiddelde was 89% teenoor die Noordwesters se 77% wat deurslaggewend was. Kawoenda en Mangaung sal vandag om 9 uur sake uitspook om die derde plek. Die eindstryd is om 12 uur. Die Protea vrouens het Ierland op Nieuweland in die eerste van 3 T20 kragmetings met 105 lopies gewen. Laura Wolfhard, die kaptein, het 115 nie uit en Sonailles het 81 lopies aangeteken en die grondslag vir Suid-Afrika sy oorwinning gelê met 'n vennootskap van 176 lopies om die tweede paakie. Ierland is daarna vir 115 lopies in 18 bilbeurte uitgehaal. Laura Wolfhard het weer eens gewys waarom sy as een van die beste vrouekolwers in die wêreld beskou word, deur haar onoorwonne 115 lopies van 'n skamele 56 balle te kan aanteken. Haar kolfbeurt het 15 viere en 4 sesse ingesluit. Danai van die Kerk, wat aan haar eerste wedstryd vir Suid-Afrika in 4 jaar gespeel het teen die einde ook 21 lopies van 9 balle geslaan. Lies het na 'n pypvertoning met die kolf ook met die bal uitgeblink en met 'n bouontleding van 4 vir 22 geëindig. Ondanks Lies se briljante veelsidige vertoning is Wolfhard as die speler van die wedstryd aangewys. Die tweede T20 wedstryd tussen hierdie spanne word vandag in die Parel beslis met die eerste aflewering wat om 1400 uur afgestuur sal word. Formule 1 se wêreldkampioen vir 2025 word vandag in Abu Dhabi gekroon met die McLaren duo van Lando Norris en Oscar Piastri, wat albei Red Bull se Max Verstappen wil onttroon en van 'n 5de titel op 'n streep wil weerhou. Norris is die gunsteling uit die 3 en betree die laaste ronde met 'n voorsprong van 12 punte oor Max Verstappen. 'n Podiumplek by Yas Marina sal genoeg wees vir die titel op 'n aand wat vir hoog drama kan sorg. Norris het verlede jaar in Abu Dhabi gewen nadat hy die titelstryd teen Verstappen verloor het. Verstappen, wat hom by Michael Schumacher kan aansluit as die enigste jaars wat 5 titels agtereenvolgens kon wen, kan 'n merkwaardige sprokie voltooi nadat hy laat in Augustus nog 104 punte agter Piastri was. Abu Dhabi is boonop 'n plek waar Verstappen 4 keer na mekaar die boonste trappe van die podium bestyg het, voordat Norris verlede jaar daar gewen het. Nog 'n sege met Norris nie op die podium nie, sal verseker dat hy sy wêreldtitel behou. Die hoofren spring om 1500 uur vandag weg. Ondanks Australië se voorsprong van 44 lopies met nog 4 paakies staande, glo Joe Root, hy en sy Engelse cricketspan kan nog die tweede toets in die reeks om die as wen. Engeland is vroeg op die tweede dag van die aandtoets in Brisbane vir 334 lopies in sy eerste golfbeurt uitgebou met Root, wat 'n onoorwonne 138 lopies aangeteken het. Dit was sy 40ste 100-tal in toetskriket, maar sy eerste in die Australiese land. Verbroude vangkanse en wisselvallige bilwerk deur die Engelse het daartoe bygedra dat Australië sy neus voor kon kry in hierdie toets. Jackie Greens het goed weggespring met die aanvangskolwer Jake Weatherall wat 72 lopies aangeteken en Travis Head 33 wat in 'n vennootskap van 77 lopies was om die eerste paakie. Dit was Weatherall se eerste 50-tal op hierdie toetsvlak. Die Aussies was op 291 vir 3 stewig in die saal, maar Engeland het in die laaste sessie wel teruggeslaan en die paakies van Green, Smith en John Inglis wat 23 gehad het ingeoes. Rassie Erasmus se kontrak as Springbok afrigter is met 4 jaar verleng. Dit beteken dat Suid-Afrika seker is van sy dienste tot 2031 se Wêreldbeker toernooi in Amerika. Ek wil Saru en die franchises bedank vir hulle ondersteuning wat hulle afgelope paar jare aan my en die Springbokke gegee het. Dit was nie altyd maklik nie, maar ons aan die verbeter het hy gesê. Erasmus het in 2018 na Suid-Afrika teruggekeer nadat hy vir kort rukkie by Munster in Ierland gaan afrig het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2135, Polokwane 1528, Lephalale 2234, Mbombela 1631, Mahikeng 1932, Pretoria 1632, Johannesburg 1530, Ermelo 1128, Galagadi 2336, Gaborone 2232,
Richards Bay 1839, Pietermaritzburg 1532, Durban 1830, Port St. John's 1826, Pongola 1834, Maputo 2235, Bethlehem 1229, Bloemfontein 1632, Alawal Noord 1734, Welkom 1833, Vryburg 1933, Kimberley 2135, Appington 2339, Prieska 2438, Springbok 1431, Karasburg 2036, Keetmanshoop 2336, Mariental 2235, Alexanderbaai 1520, Brandvlei 1835, Loederitsbaai 1630, Vredendal 1220, Kaapstad 1824, Sutherland 1429, George 1522, Jeffreys Bay 1627, Cabarra 1431, Grafreinet 1534, Kapogelas 1524, De Aar 2035, Molteno 1330, Beaufort West 1835, Oos-London 14 en 30 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.93 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.24, die euro verhandel teen R19.72, die pond kos R22.58, die yen kos 11 sent, die prys van silwer per ons is $58.69 Amerikaanse sent, platinum per fyn ons is $1,652, palladium se prys is $1,461, goud per fyn ons is $4,217, Brent olie per vat is $63.26 Amerikaanse sent. Die gedagte vir vandag: partykeer word jy gesien as sleg sonder dat jy iets verkeerd gedoen het, slegs omdat jy dit nie gedoen het wat ander verwag het jy moes gedoen het nie. Is al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.